Julle weet waar ons lees in Matteus 6. Matteus 6. En voordat ons dit gaan saam lees, kom ons vra die Here om dit oop te breek vir ons. Kom ons aanbid hom. Loof die Here o my siel, ja alles wat in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel, en moenie enige van sy weldade vergeet nie. Hy wat al jou sonde skuld vergewe, wat al jou siektes genees, wat jou lewe vrykoop van die graf, jou kroon met troue liefde en ontferming, wat jou begeerte met die goeie versadig. Soos 'n arend word jou jeug dan weer nuut. Die Here handhaaf geregtigheid, die regte van almal wat verdruk word. Hy het sy weë aan Moses geopenbaar, aan die Israeliete sy dade. Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Hy beskuldig nie vir ewig nie en hy bly nie vir altyd toornig nie. Hy behandel ons nie ooreenkomstig ons sonde nie en vergeld ons nie ooreenkomstig ons sonde skuld nie. Want so hoog as wat die hemel bo die aarde is, so troon sy troue liefde uit bo die wat vir hom ontzag het. So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor kinders, so ontferm die Here hom oor die wat vir hom ontzag het. Want hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou in gedagte dat ons maar stof is. 'n Mens soos gras is sy lewensdae, soos 'n veldblom, so bloei hy. As die wind oor hom waai, is hy nie meer daar nie en sy plek ken hom nie meer nie. Maar die troue liefde van die Here is van altyd af en vir ewig oor hulle wat vir hom ontzag het. En sy geregtigheid geld vir die kinders se kinders, vir hulle wat sy verbond hou en vir hulle wat sy opdragte in gedagte hou om dit uit te voer. Prys die Here, julle wat sy boodskappers is, sterk helde wat sy woord uitvoer deur sy bevel te gehoorsaam. Loof die Here, al sy hemelse magte, sy dienaars wat sy wil volbring. Loof die Here alles wat hy gemaak het op al die plekke waar hy heers. Loof die Here o my siel. Dankie Here vir die skrif. Dit wat ons vanaand gaan lees. En dankie vir die belofte ook uit die skrif, Jesaja 55 vers 11 wat sê, ja soos reën en sneeu uit die hemel afkom en nie daarin terugkeer nie, maar die aarde deurdrink en plante laat voortbring, dit laat uitspruit en so saad gee vir die saaier en voedsel vir die wat eet. Net so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie vrugteloos na my terugkeer nie, maar doen wat ek wil hê en die doel bereik waarvoor ek dit gestuur het. Kom doen dit asseblief weer, Here. Amen. Ek wil soos my kollega gestaan sê, dankie dat jy hier is, dankie dat jy saam met ons reis hierdie Pinkster en dankie dat jy jouself oopmaak om deur die Heilige Gees gevorm te word om dieper saam met die Here te leef. Ons tema hierdie week, julle het dit nou al 'n paar keer gesien, die Onse Vader gebed as 'n lewenswyse, die modelgebed wat Jesus vir ons kom leer, vir sy volgelinge geleer het. En ons fokus hierdie week op die vraag, hoe leef ek die Onse Vader gebed? Hoe help hierdie gebed my in my lewe saam met God? Die gebed is vir ons onder andere opgeteken in Matteus, ook in Lukas. Ons lees die Matteus weergawe vanaf vers 9. En ons tema vanaand, nadat ons gisteraand stilgestaan het by die aanhef, die aanroep in hierdie gebed, die eerste versoek in hierdie gebed, die eerste U-bede, laat u naam geheilig word, vers 9. Maar kom ons plaas dit gou in konteks, kom ons lees die hele gedeelte vanaf vers 7. Matteus 6 vers 7. Wanneer julle bid, moet julle nie soos die heidene stortvloed woorde gebruik nie, want hulle dink dat hulle op grond van hulle baie woorde verhoor sal word. Moenie soos hulle wees nie, want julle Vader weet wat julle nodig het nog voordat julle hom vra. So moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood
En vergeef ons skulde, soos ook ons hulle vergeef wat teenoor ons skuldig staan. En bring ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ja, ons het nou gisteraand ook vir mekaar gesê, hierdie laaste sin is uitgelaat in die vorige vertaling, maar weer ingesluit in die 2020 vertaling. Ek dink waarskynlik omdat dit 'n gebedsformule was wat die Jode in hulle gebede gereeld mee afgesluit het. Dit kom uit 1 Kronieke 29 vers 10 tot 13. Dominee Johan het ons mooi daaraan herinner. Vers 9, ons fokus vanaand, laat U naam geheilig word. Ek wil jou gou genooi om daarna die persoon links of reg van jou te draai en dan sê vir die persoon, wat is jou naam? En dan sê vir hom, waar dink jy kom jou naam vandaan? En as jy weet wat jou naam beteken. Wie van julle weet dit? Sê gou vir die persoon, wat is jou naam? As jy weet waar dit vandaan kom, is dit jou oupa Grootjie se naam, ouma Grootjie se? Het julle kansie gehad? Ek is nou baie nuuskierig. Wie wil skinder? Wie 'n interessante naam ontdek hier vanaand? En die betekenis daarvan. Wil julle nie 'n bietjie skinder nie? Dis tog mooi nie. Maar dis interessant hoe ons voorouers veral ook name gegee het. Jo mensdom. Ek was in die versoeking om te vertel van die een tannie wat ek eendag met 'n huisbesoek ontmoet het. Sy's nou al oorlede, so dalk mag ek dit sê. Maar haar naam is Baby. Ek gaan nie vir julle sê wat haar regte naam was nie. Maar kyk ook hier rondom die herdenking van die groot trek. Het ouens ook hulle, kyk hier in Hartenbos, veral sal mense nou bewus wees daarvan, nê. Het die een tannie se naam was Kakebeen Wania. Né? Dit was een van haar doopname. Ja. Mensdom, maar daar was 'n ander een wat ek nie kan sê nie. Ek is Saatjie. Ek dink sy was ook skaam, sy wou nie daai naam sê nie. Maar so, ek bedoel, mensdom as hulle op skool partymal jou doopname so uitlees met die sertifikate wat hulle lees, nê. Dan skrik 'n ou bietjie. Jy ken nie jou eie name nie. Maar in elk geval, mens kan maar trots wees. En ek sien die familiename kom nou terug. Dit raak net weer cool vir die kinders om die oupa Grootjie te vernoem. So, ek sê maar net so te loops. Ja. Johanan. God is genadig. Hey, ek is dankbaar vir my naam. Ja, God het ook 'n naam. Wel, seker eintlik meer as een, hè, want 'n naam is mos gelyk aan identiteit en karakter. Dit sê iets van wie jy is en veral in die geval van die Ou Testament hoe jy is. Ek dink baie keer profeties ook hoe jou lewe sou wees. Nee. Daarom het arme Jabes dit bietjie sleg gehad, nee. Want sy naam het iets beteken van smart of so iets. Pyn. Sy kry onthou, nee. Of Mara. Ek is baie lief vir tannie Mara, maar voor haar naam beteken bitter. Nee. Dit sê iets oor jou karakter, wie jy is. Het sal 'n interessante studie wees, en ek weet dit is nou al gedoen, om net al die name van God in die Bybel, of God se attribute te gaan neerskryf. Ek onthou, baie jaar gelede, ons bid nou al baie lank maandeoggende, tannie Hannetjie, julle wat vir tannie Hannetjie smal onthou, dit was haar trots, sy het 'n boekie gehad, waarin sy studie gaan doen het van God se name. Sy het almal neergeskryf, soos sy een ontdek, so skryf sy dit neer, en dan sy baie keer na gebede gefokus op God se naam. Here, ek kan bid U vandag as die genadige, want Here, ons het U genade so nodig vandag. Nee, God se karakter, God se name gebid. Ja, gaan ek dink dit sommer net vinnig aan daai keer toe Moses vir God vra, Here, wat is die naam? Eksodus 3, as julle dit weer wil gaan lees, vers 14, hè. Wat sal ek sê? Wie is hy? Wie stuur my? Almal hier rond, al die Egiptiese gode het name. Ra en Isis en ek weet nie wat almal nie, maar wie sal ek sê? Wat is u naam? En dan gee die Here dan 'n interessante naam daar, hè. My naam is ek is. Mens sou nou kon dink wat dit vir al beteken as mens dink in karakter. Ek is altyd. Ek het nie 'n verlede tyd of 'n toekomstige tyd nie. Ek is altyd. Ek het tyd gemaak, nê,
of ek is altyd by jou, of nee, dit wat Jesus kom maak het daarvan. Sê iets, God se naam sê ook iets oor sy karakter. Soos ek en jy, baie van ons moes Jesus ook in 'n goeie Joodse huis groot geword het, waar hy heel waarskynlik 'n paar Joodse of Arameese gebede, Aramees was die moedertaal, van kleins af geleer ken het. Sy pa, Josef, was immers 'n tzaddik, 'n regverdige, so 'n wetsgetroue man, so Jesus sou saam met sy boeties en sissies heel waarskynlik 'n klomp gebede uit hulle kop ook geleer ken het. Baie van die psalms ook gebid het, nee. Ek onthou, ek het al gesê, ek kyk so graag na die The Chosen reeks. En dan sit die manne partymal so om die tafel, dan resiteer hulle 'n gebed saam. Dit is eintlik 'n aanhaling uit 'n psalm of 'n bekende gebed wat hulle gebid het. So is daar die Kaddish gebed, 'n Joodse gebed wat die naam van God verheerlik. En daar's nogal, toe ek nou gaan kyk daarna, merkwaardig hoe die inkomste tussen die Onse Vader gebed en die Kaddish gebed. Ek wil nou eintlik iets uitwys van wat ons kan raak lees en verwag om te lees in die Onse Vader gebed. Merkwaardige ooreenkomste. En dit was veral, my vriend Christian het vir my 'n boek geleer, baie mooi boek, wat my gehelp het ook om dit te ontdek. Joachim Jeremias, 'n bekende 'n Nuwe Testamentiese teoloog, maar ook 'n kenner van ou nabye Oosterse studies en Hebreëse taal goed ken. Hy het 'n klomp ooreenkomste gaan uitwys tussen die Onse Vader gebed en ander Joodse gebede van daardie tyd. En natuurlik, mens moet altyd daarmee rekening hou dat Jesus en sy volgelinge die Onse Vader gebed nie in Grieks gebid het soos wat ons dit ontvang het nie, maar in Aramees, in sy moedertaal, nê. Jesus, my ma het altyd gesê, as jy wil weet watter taal iemand praat, vra daai persoon om te bid. Want jy bid altyd in jou moedertaal, nê, in die taal van jou hart. Dis die taal waarin jy bid. So Jesus en sy volgelinge het in Aramees gebid. So hierdie gebed, die Onse Vader gebed, het Jesus waarskynlik, of het hy vir sy disippels in Aramees geleer. Nou dit is belangrik want so wys Joachim Jeremias ook uit, as 'n mens van die goed beter wil verstaan, dan moet jy eintlik gaan kyk na die Hebreëse idiome in hierdie gebed. Ek het gedag, ek wil net vir julle die Kaddish gebed net so vinnig wys, dan kan julle sien, daar is nogal mooi ooreenkomste. Hy begin so: verhewe en geheilig sy groot naam in die wêreld wat hy volgens sy wil geskaap het. Mag hy sy koninkryk laat heers gedurende julle leeftyd en in julle dae en gedurende die leeftyd van die hele huis van Israel gou en spoedig. Geloof sy groot naam van ewigheid tot ewigheid. Ag, ek gaan nie nou die ooreenkomste uitwys nie, maar julle hoor iets wat by wie dalk geleen kon gewees het, nê. En wat Jeremias ook uitwys, Joachim Jeremias uitwys, is dat 'n groot deel van die Onse Vader gebed in 'n hele paar van die gebedsformules van antieke Joodse gebede teruggevind kan word. Behalwe natuurlik die aanhef, waaroor ons gisteraand gesels het. Die Onse Vader in hierdie gebed, nee. Maar Jesus skep dus 'n gebed, as ek so mag sê, skep 'n gebed uit die bekende tradisie van sy tyd. En natuurlik om 'n nuwe gebed aanvaarbaar te maak vir die liturgiese gemeenskap wat daardie gebed gaan gebruik, moet dit tradisionele gebedstaal, tradisionele gebedsformules gebruik. En Jesus maak gebruik van hierdie bekende formules uit ander gebede ook. Nou, juist daarom wil ek gou saam met julle stil staan, net saam met julle dink oor die idioom om God se naam te heilig vanuit die Ou Testament. Want in die Ou Testament sien ons kom hierdie idioom gereeld voor. Laat U naam geheilig word. In die Ou Testament word daar gereeld verwys na God wat sy naam wil heilig. In die eerste plek het God sy naam geheilig deur sy oordeel. Veral daar waar sy naam ontheilig is, het God se oordeel iets daarvan gesê. Ons lees byvoorbeeld in Jesaja 5 vers 16, die Here heerser oor alle magte is verhewe in sy regspraak. Die heilige God betoon hom heilig deur geregtigheid.
Esegiel 39. My heilige naam sal ek bekend maak midde in my volk Israel. Ek sal my heilige naam nie weer laat ontwy nie. Die nasie sal besef dat ek die Here is, heilig in Israel. In die eerste plek deur sy oordeel, maar dan ook in die tweede plek deur die lewens van sy volk. Deur hulle wat hom aanbid en dien. Esegiel 36 vers 23. Ek sal my groot naam heilig wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het. Die nasie sal besef dat ek die Here is die uitspraak van my Heer die Here, wanneer ek myself deur julle as die heilige betoon voor hulle oë. Deur julle lewe. En in die Ou Testament sien ons dan ook gereeld hoe God se heilige naam op verskeie maniere ontheilig word. 'n Paar keer sien ons dit, veral in Levitikus is daar baie mooi voorbeelde, deur afgoderry, deur leuns, deur nie 'n heilige lewe te leef nie, deur die gawes wat in die Here gewy word, nie met eerbied te hanteer nie, ja, net die offergawes wat ingebring word, om dit nie reg te hanteer nie, ontheilig God se naam, deur ongehoorsaam te wees aan sy bevele, deur ander te onderdruk. Met ander woorde, die Ou Testamentiese bidder het vir God gevra dat sy heilige naam of sy naam geheilig moet word, dan het hy eintlik gevra dat God sy regverdige oordeel manifesteer oor ongehoorsaamheid, oor onreg, sowel as dat God homself heilig sal wys deur sy volk se gehoorsaamheid. Hierdie idioom, die heiliging van God se naam, het dus iets begin beteken van en 'n verwysing geword na die handelinge, die lewenswyse van God se mense. Die skrifgeleerdes sou dit baie geniet het van Jesus se tyd. Die Fariseërs sou gesê het, God se naam word geheilig, veral deur die wet stiptelik te onderhou en te gehoorsaam. En in Nuwe Testamentiese terme, dit is waarskynlik ook hoe die vroeë kerk dit veral geïnterpreteer het, dat om God se naam te heilig en te verheerlik, daarop neerkom dat jy sy wil doen, sy wil sal nakom. En sonder om nou vooruit te loop, julle kan ook hoor iets van die verband met die hieropvolgende gebede, nê, laat die wil geskied. Of met die tyd het die heiliging van God se naam ook sinoniem of 'n gelykstelling geword met die verheerliking van God se naam, om God te aanbid, om God te prys. Die idioom sou ek iets daarvan kon sê. Ek het 'n ander interessante perspektief raakgeloop van die 3de eeuse kerkvader Cyprianus, vanuit die doopliturgie van die kerk in daardie tyd. Cyprianus sê, nadat ons God nou aangeroep het as Vader, bid ons nou, sê ons nou, laat u naam geheilig word, nie as 'n wens of in die hoop dat God geheilig sal word deur ons gebed nie, maar ons vra God dat sy naam geheilig sal word deur homself. Want wie kan God heilig, vra hy. Hy is die een wat heilig is. Ons vra eintlik net dat God sal voortsit in ons wat hy self begin het, naamlik om ons te heilig. In die lig het 'n ander teoloog van daardie tyd, so in die 2de eeu voor Christus, Marcion, hy was nie altyd so oulik nie, maar Marcion het gesê, hy vervang Here hierdie bede, laat u naam geheilig word, met die volgende sinsnede. Mag die Heilige Gees oor ons kom en ons reinig, ons van sonde reinig. Die bede laat die naam geheilig word, het dus in sommige tradisies die betekenis gedra van God wat sy naam oor sy volk heilig, deur hulle van hulle sonde te reinig. Maar dit is om net eers so te loops. Wat ons wel hieruit kan vra, ek hoop julle dit opgelet, né, is natuurlik die vraag, wie heilig God se naam volgens hierdie gebed? Is dit God wat gevra word om sy eie naam te heilig? Of vra ek dat ek as bidder dit sal heilig? En dit is 'n bietjie moeilik om dit uit die passiewe vorm van die werkwoord, ook in die Grieks, hagiastetus, die Griekse passiewe vorm af te lei. En dalk soos iemand dit verklaar, is daar 'n doelbewuste dubbelsinnigheid, dat beide God en die aanbidder verantwoordelik gehou word om God se naam te heilig. En sou dit ook van die ander twee laat u gebede
ook kon vra nie. Wie is die agent van die werkwoord? Wie moet die werk doen? God of die bidder? Maar die voorkeur is tog vir die interpretasie dat God die agent is van hierdie werkwoord. Dit is baie tipies, my vriend Christian sou my ook daaraan herinner het, tipies van Jesus om die sogenaamde goddelike passief te gebruik vir die handelinge van God, veral hier in die bergrede. Ons het byvoorbeeld gehoor, gelukkig is hulle wat hartseer is, want hulle sal vertroos word. Julle hoor die passief. Hulle sal vertroos word. Wie is die agent van daardie vertroos word? God is die agent. God is die een wat die werk doen. Die goddelike passief. So baie ouens sê dit is ook duidelik vanuit die hele konteks van die bergrede dat ons dit so moet verstaan. Die een wat die werk moet doen hier, die agent is God. Ook bewys uit van die ander antieke bronne. Die Arameese vertaling van die Bybel, die Ou Testament, die Targum, lees byvoorbeeld Maleagi 1 vers 11 soos volg. Ek wil hê julle moet iets agterkom saam met my. Dit was vir my so mooi toe dit so oopval. Kyk, van waar die son opkom tot waar hy ondergaan, is my naam groot onder die nasies. En dan volg hier 'n interessante byvoeging. En wanneer ook al julle my wil doen, sal ek julle gebede verhoor en my groot naam heilig op julle hande en julle gebede soos wat julle rein tot my nader. Ek het dit so 'n bietjie vryer vertaal. Maar met ander woorde, Maleagi die profeet bid dit so, hy sê, hy haal vir God so aan, sê, wanneer julle ook al my wil doen, sal ek my naam heilig. God sê, ek sal my naam heilig. Die bidder se heiliging van God se naam is dus veronderstel deur sy gehoorsaming van God se bevele. God wat sy naam heilig, volg op die gehoorsame handeling van die bidder. Nou dit is sommer net so 'n klomp eksegese, maar dit het my gehelp, dit het my paar goed laat oopval, om dit raak te sien. Ietsie oor die betekenis van heilig. Die woord geheilig beteken iets soos geëer, kosbaar, afgesonder, verhewe. Maar belangrik, Jesus leer ons nie net om woorde te sê nie. Hy leer ons 'n manier van leef, soos ons gisteraand ook gehoor het. Laat u naam geheilig word, is daarom 'n bede om die manifestering van 'n leefstyl waarin God in elke deel van my lewe geëer word. Erken word as God. 'n Christen, ek en jy bid dit nie net op 'n Sondag of in stilte tyd nie. Ons bid dit met ons keuses, met ons verhoudinge, met ons manier van praat, met ons prioriteite. Elke dag maak ek God se naam of mooi en groot, daar waar ek leef, of ek maak dit minder. Ek onteer dit deur die manier waarop ek leef. Om te bid, laat u naam geheilig word, sou dus ook die betekenis inhou van, Here, laat my lewe u heiligheid weerspieël. Laat my woorde u eer. Laat my dade mense na u toe trek, mense na u toe wys. Laat u naam vir my belangriker wees as my eie reputasie. En ek sit in hakies, my eie veiligheid. Laat u naam vir my belangriker wees as my eie veiligheid. Vir die vroeë kerk, ek lees nou ook 'n baie interessante artikel hieroor. Vir die vroeë kerk was hierdie bede dikwels die bemoediging wanneer hulle erge marteling moes verduur. Here, laat u naam geheilig word. Dit gee my nou krag, dit bemoedig my terwyl ek nou al hierdie pyn moet vat. U eer is vir my belangriker as my lewe, as my veiligheid. Jesus, skyn u lig deur my. Frank Laubach maak ook die volgende opmerking oor die Onse Vader. Hy sê, people think, wanneer hulle nou die Onse Vader bid, people think they are asking God for something. They are not. They are offering God something. The Lord's Prayer is not intercession, it is enlistment. Soos 'n soldaat wat aanmeld vir diens, nee. Hy sê, as ons die Onse Vader bid, vra ons eintlik nie vir God iets nie. Ek is eintlik besig om myself aan te meld, my lewe te gee, nee. Nou, in die Bybel, soos ons reeds mekaar gesê het, verteenwoordig God se naam, sy karakter, sy teenwoordigheid, sy heerlikheid. Dan beteken dit
om God se naam te heilig, dit is om werklik as God behandel. Nie oppervlakkig of as 'n nagedagte nie, maar as die middelpunt van ons lewe. As 'n lewenswyse daag hierdie gebed my dus uit om persoonlik te vra, word God geëer in my huis? Daar waar ek leef tussen my mense, laat die naam geheilig word God geëer in my huis? Word God geëer in my werk, die manier waarop ek my besigheid doen, my werksmense hanteer? Word God geëer in die mense waarop ek, op die wyse waarop ek ander mense behandel, met hulle praat? Word God geëer in dit wat ek begeer en najag? Soms wil gelowiges God se seëning hê sonder om sy heiligheid te begeer. Maar Jesus leer ons dat die gelowige se eerste begeerte God se eer moet wees. Voorgee ons, voorvergewe ons, voorhelp ons, kom, laat U naam geheilig word. Eerste. Die gebed word 'n leefstyl wanneer eerbied vir God ons gewone daaglikse lewe vorm. In geduld, wanneer ek gefrustreerd is. O, mensdom. Ja, my kinders, as hulle nou die huis uit sal praat, sal ek in die skande kom. Nee, oor die ongeduld. In eerlikheid, wanneer dit makliker sou wees om te jok. In vergifnis, wanneer bitterheid geregverdig voel. In nederigheid, wanneer my trots erkenning soek. Die wêreld leer wie God is. Gedeeltelik, maar veral deur die lewens van God se mense. Ek en jy. Ons is sy naamdraers. Ons is die volk, sê 2 Kronieke 7 vers 14. Ons is die volk oor wie God se naam uitgeroep is. Met ander woorde, as hulle ons sien, dan sê hulle God. Vir my en jou dit 'n natuurlik geweldige troostvolle betekenis. Ek dink toe agterna daaraan. Ek is opgewonde oor die doop. Veral met die kinderdoop, as ek so mag sê. Geweldige troostvolle betekenis dat God sy naam by ons doop aan ons verbind het. Jy al so daaraan gedink. Dit wat vroeër vir die nageslag van Abraham gegeld het alleen, die volk oor wie God se naam uitgeroep is, die Israeliete, is met die doop aan my en jou wat in Jesus glo oorgedra. Verduidelik Paulus daar in Galasiërs 3. Deur die doop het jy en ek nou ook kinders van Abraham en erfgename van God se ewige belofte geword, want ons het sy naam gekry, ons het sy van gekry, ons het deel geword van sy familie, huisgesin van God. Efesiërs 2 vers 19. Ons is sy naamdraers. Hierdie sinsnede, my volk oor wie my naam uitgeroep is, daar 'n baie diep betekenis van verhouding en verbond. Dit beteken onder andere, hulle behoort aan my. Hulle het my naam. Mense oor wie God se naam uitgeroep is mense wat aan God behoort en sy identiteit, sy karakter voor die wêreld dra. Soortgelyk aan hoe ek en jy 'n familienaam dra. Ek moet my kinders sê, julle steek ons nie in die skande nie, né? Ek wil nog trots wees op hierdie Engelbreg van my, né? Jy sê dit vir jou kinders. Hulle dra jou van. Kyk mooi wat jy maak daarmee, né? God sê hulle dra my naam. Hierdie is my mense. Hulle verteenwoordig my. Hulle dra my naam. Hulle dra in die tweede plek God se reputasie. In die antieke wêreld het 'n naam iemand se karakter, sy gesag, sy reputasie verteenwoordig. Om dus na God se naam genoem te word, beteken dat Israel God se heiligheid, sy geregtigheid, sy genade, sy deernis, sy trou moes weerspieël. En wanneer die volk getrou geleef het, dan is sy naam geëer. Maar wanneer hulle in sonde en afgoderry verval het, is sy naam onder die nasies oneer aangedoen. Nuwe Testamenties vir Christene wys die sinsnede ook na die wat aan Jesus Christus behoort. In die Nuwe Testament word gelowiges in Jesus Christus ook beskryf as mense wat Jesus se naam dra, né? Christene is letterlik mense van Christus, volgelinge van Christus.
Die kerk, ek en jy is geroep om Christus in die wêreld te verteenwoordig, sy lig te skyn. Gelowiges is aangeneem in God se familie, hulle dra sy familienaam. En as sy naam dra, is ek en jy geroep om God se karakter te weerspieël. Dink gerus weer aan God se name. Gemaak gerus 'n studie daarvan, geskryf dit bietjie neer. Die regverdige, die betroubare, die genadige, die heilige. So moet ons ook leef as ons die eerste bede tot God bid. Laat U naam geheilig word. En tog bely ons ook dat niemand van ons God se naam volmaak eer nie. Ons faal so dikwels. Paulus kom waarskynlik in 'n stadium die kerk aan Romeine 2, hy sê, want die naam van God word die hele toedoen onder die heidene belaster. So 'n ontstellende gedagte, nê? Ontstellend dat ons versuim om die naam van die Here te heilig, rampspoedige gevolge kan hê, omdat dit veroorsaak dat die wêreld daar buite God se naam laster, oneer aan. Ja, wanneer ons bid, laat U naam geheilig word, sê ons eintlik daarmee, Vader, U reputasie is vandag op die spel deur my lewe. Mag ek so leef dat ek eer aan U persoon bring. Mag ander U karakter deur my gedrag sien en U naam eer oor dit wat hulle in my lewe raak sien. Ja, ons faal dikwels om dit te doen. Die goeie nuus, kom ek deel dit ook hier, is dat Jesus Christus die Vader se naam volmaak geheilig het deur sy lewe, sy gehoorsaamheid, sy dood en opstanding. En deur Jesus word ons vergewe, word ons vernuwe, en deur die Heilige Gees daagliks geleer om tot God se eer te leef en sy naam te heilig. Wanneer ons bid, laat U naam geheilig word, sê ons eintlik, Vader, mag my hele lewe 'n gebed word wat U eer. Mag ek 'n lewe leef wat U naam verheerlik. Ons het bytelmal 'n spottery daar in ons huis ook, of as iemand sommer so sou wegval om te eet sonder om te bid, dan sou sê, bid jy nie vir jou kos nie, nê? En dan ek nou bytelmal dan sê ek, ag man, my lewe is 'n gebed. Nee. Maar dit is so, ons lewe is 'n gebed. Dit moet wees. Dit moet hierdie gebed wees. Mag ek 'n lewe leef wat U naam verheerlik. Sommige net 'n laaste gedagte. En ek wil gou aansluit by wat Dominee Johannes gisterand gesê het, die aanhef van hierdie gebed, Onse Vader, Onse Vader. God se grootheid en sy heiligheid sluit nie die intimiteit met hom uit nie. Die uitnodiging wat hy aan my en jou rig, deur hierdie voorreg aan ons te gee nie. So pas was die adres van hierdie gebed, Onse Vader. Jy weet, in die eerste eeu was hierdie term, hierdie aanspreekvorm vir God natuurlik so ver as moontlik vermy. Geen Joodse gebed het God ooit so aangespreek nie. Geen Joodse gebed nie. Daarteenoor, al Jesus se gebede, jy kan maar gaan kyk, behalwe die een aan die kruis, begin met hierdie aanspreekvorm, my God, my Vader, my Vader. En natuurlik was Jesus sy eie seun, hy kon maar so sê, nê, my Vader. Anders is ons wat aangeneem is in hierdie familie. Maar Jesus gee sy volgelinge die reg om op dieselfde wyse aan te spreek, waarmee hy as ware 'n aandeel gee in sy autoriteit as die seun. Joachim Jeremias het dit ook gesê. Dit was juist een van die redes, lees ons in Johannes 5 vers 18, waarom die Jode vir Jesus wou doodmaak. Omdat hy God sy Vader genoem het en hom so gelyk gestel het aan God. Die unieke voorreg wat Christene, ek en jy het om God Abba te mag noem. Paulus wys ons ook daarop in Galasiërs 4 vers 6 en Romeine 8 vers 15. Jesus gee hierdie aanroep van God as julle Vader as 'n voorreg net vir sy disippels. Nie vir buitestanders nie. Dis nie 'n gemeenskaplike voorreg vir alle mense nie, maar 'n uitsonderlike voorreg vir slegs sy volgelinge. Slegs in die sfeer van die koninkryk van God is God die Vader. God word 'n persoonlike Vader eerder as 'n onpersoonlike skepper.
En ek haal dit gou aan, want dit is ook hierdie naam, Vader, wat geheilig moet word. Ek dink sommer aan die klein seentjie wat uit weggeraak, en toe hulle hom kry, toe vra hulle vir hom, wat is jou pa se naam? Toe sê hy, my pa se naam is Papa. Is so, nee? My pa se naam is Papa. Kom ons laat God se vaderskap geken word in 'n vaderlose wêreld deur om te gee en te sorg vir die sorgelose, te leef soos wat God dit van ons vra en dat ons God so eer. Vader, onsse Vader, laat U naam geheilig word. Amen. Kom ons raak so 'n paar oomblikke stil en bons ons net terug, reflekteer ons oor dit wat ons gehoor het en jy is welkom om met God daaroor te praat ook, oor dit wat jy nou gehoor het. Een groot teoloog, Helmut Thielicke, het gesê, 'n mens kan nie onsse Vader alleen maar tot eer van God bid as jy dit teen jouself bid. As jy veral met hierdie bede laat U naam geheilig word, jouself verootmoedig voor God. Dat jy sal bid dat jou lewe gesuiwer word. Gereinig sal word. Maar jy self aandadig is daaraan om God te onteer. Maar terselfdertyd ook te besef dat ek dit nie self kan heilig nie. Ek kan nie my eie lewe heilig nie. Jesus alleen kon en het dit gedoen. Die skuldbewys is vernietig. En in my heiligmaking, in my heilig woord, kyk ek weg van myself. Kyk ek na Jesus. In hierdie verband het Luther gesê, 'n klip wat in die son lê, hoef 'n mens nie eers te beveel om warm te word nie. Hy word dit heeltemal van self. Hy word van self warm. Lewer jou lewe uit aan Jesus. Sê dit opnuut vir hom. Here, ek lewer my lewe uit aan U. Wees U die middelpunt daarvan. Laat hy die beheerende aandeel in jou lewe kry. Hemelse Vader, mag U heilige naam vandag in my lewe geheilig word. Leer my om nie net die woorde, laat U naam geheilig word, te bid nie, maar om dit uit te leef in elke gedagte en woord en daad. Laat my lewe U goedheid, U waarheid, U liefde weerspieël, sodat ander iets van U karakter in my kan sien. Bewaar my daarvan om U naam oneer aan te doen deur trots, selfsug, bitterheid, ongehoorsaamheid. Vorm my hart sodat eerbied vir U die diepste begeerte van my lewe sal wees. Ja, Here Jesus, mag elke volgeling van Jesus in Hartenbos gemeente 'n lewende getuie wees van die heiligheid van God. Mag U kerk U naam heilig, nie net in die aanbidding op Sondae nie, maar ook in die elke dag se lewe, in ons huise, ons werkplekke, ons skole, ons gesprekke, ons verhoudings, ons diens aan die wêreld. Heilige Gees, help ons om so te leef dat U naam geprys en nie gelaster word deur mense buite die kerk nie. Mag ons lewens 'n verlange na God wek in 'n gebroke wêreld. Leer ons om nederig te wandel, diep lief te hê, die waarheid te spreek en getrou te dien, sodat U koninkryk sigbaar kan word onder ons. Aan U behoort die heerlikheid, die eer, die krag en die lof tot in alle ewigheid. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied.
Kom ons staan, dan sluit ons met die lied en dan bly jy ook staan vir die seënbede. Ek het U genade dra my dagelijks, dag na dag, is dit weinig in die hand. Dat ek opstaan, trek weer glans van, sal ek sing van die goedheid van God. Lewe lang besef ek nou, lewe lang besef ek nou, so Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Laat dit so wees, Here. Amen. Laat dit so wees, Here. Amen. Hier laat ons leer soos U leer. So